dat sal skier, die hemel bekend maak, sonder spraak en woorde in my en deur my, breek die krag van die kruis en alles kom maak U Gees dit waar in my, U het opgestaan in die lewe, U het opgestaan in die lewe in ons. Die daglig verduisterd, engele sien, U asem wat uitblaas, en die kleed geskeur, veranderd, vernuwe, deur die krag van die kruis, en alles kom maak U waar in my, U het opgestaan in die lewe, U het opgestaan in die lewe in ons, U het opgestaan in die lewe, U lewe, U het opgestaan in die Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. So groet Christene mekaar al oor die eeue heen op hierdie Paasondag, op hierdie opstandingssondag. En mag jy ook die mense rondom jou, of as jy vir iemand 'n boodskap stuur vandag, dit vir hulle kan sê, hulle groet met die woorde, die Heer het opgestaan. Vandag is sekerlik die belangrikste dag wat Christene kan vier, waar ons fokus op die opstanding van Jesus. Ons het die afgelope week het ons die lydenspad saam met Jesus gestap. Ons het donderdag aand het ons gekyk na die kruis van Jesus, en ons het Vrydag en Saterdag het ons daar gedink, en ons het daaroor stil geword. En vanoggend, nadat Jaco donderdag aand die laaste kers uitgedoof het, kan ons vanoggend 'n kers aansteek. En hierdie kers is die Christuskers. Wanneer ons vanoggend hierdie kers aansteek, dan is dit 'n simbool dat ons die opstanding van ons Here Jesus Christus vier. Ons het 'n lied geluister deur Vertikaal, 'n pragtige lied oor Jesus se opstanding, en ons het na die blomme gekyk, en blomme speel het al dikwels in die verlede en in gebruike van Christene 'n belangrike rol gespeel op opstandingssondag, want blomme simboliseer eintlik nuwe lewe, groei, en dis waarop ons vanoggend graag ook wil fokus, en mag jy ook iets ervaar en iets hoor van die nuwe lewe wat ons in Jesus vind. Ja, mag het regtig vir jou seën wees vanoggend. Kom ons sluit die oë en ons buig die hoofde, en ons vra vir die Here dat hy ook op 'n spesiale manier hier by ons sal wees. Vader, uit U, deur U en tot U is alle dinge. Here, as gevolg van die asem wat U in ons inblaas, Here, kan ons hoopvolle mense wees. Here, mag ons vanoggend 'n spesiale ontmoeting met U hê, en Here, mag ons nie net woorde oor U hoor nie, maar Here, mag ons U self hoor
en U self sien. Mag U ook verheerlik word deur ons saam wees vanoggend. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Geniet die volgende paar liedere saam met ons. Raak stil. Aanbid die Here ook uit jou hart uit op hierdie spesiale Sondagoggend. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our
Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Ons gaan vanoggend stil staan by twee teksgedeeltes waar die sien en hoor sintuig 'n verskriklike belangrike rol speel. Julle sal natuurlik weet, of julle kan natuurlik aanneem dat een van die gedeeltes waarna ons gaan verwys, waarna ons gaan kyk is die gedeelte waar Jesus se volgelinge agterkom dat hy nie meer in die graf is nie, dat daar iets gebeur het, en daardie gedeelte is Johannes 20. Jy hoef nie dit te lees nie, ek gaan sommer net vir ons vertel wat daar staan in breë trekke, maar in Johannes 20 sien ons dat Jesus se volgelinge, 3 van sy volgelinge, in die tuin gehardloop het. Nou, die afgelope paar weke het ons heelwat mense gesien en video's gesien van mense wat in hulle tuin hardloop, en dit het in Johannes 20 ook gebeur, en so Maria Magdalena is die eerste persoon wat volgens Johannes 20, terwyl dit nog donker is, by Jesus se graf kom, en dan beleef sy kom agter dat die graf leeg is, en sy maak sommer vinnige afleiding, en sy neem aan dat die graf, dat Jesus se liggaam verwyder is, of dat Jesus se liggaam selfs gesteel is, en met hierdie nuus hardloop sy na die ander volgelinge toe, en so kom Petrus en die ander disipel, waarvan ons in Johannes nogal baie lees, wat ons nie weet wie dit was nie, hardloop hulle terug na die graf toe om te sien wat hulle daar te sien kry. En dan lees ons dat daar later 2 engele aan Maria Magdalena verskyn. En hoe Maria Magdalena eintlik hoor wat die engele sê, maar toe Jesus
homself aan haar bekend maak, erken sy hom eers nie. Sy sien eers nie wie Jesus is nie. En sy sien hom aan vir die tuinier, waar die graf is, waar Jesus begrawe is, was daar 'n tuin gewees, en sy dink sommer, dis die tuinier wat met haar praat, en wat vir haar vra. Totdat Jesus haar naam noem. Jesus het nou gepraat, en sy het nie gehoor nie, maar toe Jesus haar naam noem, toe sien sy, en toe hoor sy. Nou die sien en hierdie hoor waarna ek verwys is natuurlik nie net 'n fisiese sien of 'n fisiese hoor nie. Hierdie sien en hoor is eintlik iets meer, dis eintlik iets dieper. Dit gaan daaroor dat ons 'n begrip het van wie God is en wat God vir ons wil kom sê. En ons gaan later in Jesegiel gaan ons dit ook raak sien en ons gaan dit ook so beleef en so ervaar. Maar in Johannes, in die begin van Johannes, en ons gaan later weer terug verwys na die begin van Johannes, maar in die eerste hoofstuk hier van rondom die 38ste vers, lees ons dat toe Jesus sy volgelinge begin roep het, dat toe hy sy eerste 2 volgelinge roep, toe vra Jesus vir hulle die volgende vraag. Hy het vir hulle gevra, wat soek julle, of wie soek julle? En dan in die volgende vers, in vers 39, nooi Jesus hulle uit en hy sê, kom en sien, kom en kyk, kom en beleef. En dieselfde sien ons eintlik wanneer Jesus met Maria Magdalena praat, wat hy vir haar sê, wie soek jy? So, daar's 'n woordspel herhaling wat in die begin van Johannes gebeur en wanneer Jesus opgestaan het. En dan help Jesus haar om werklik te sien en werklik te verstaan. Jesegiel 37 is 'n wonderlike gedeelte en daar is so baie raakvlakke met die feit dat ons vandag oor Jesus se opstanding dink en nuwe lewe en dit wat ons in Jesegiel 37 lees. Ons ervaar ook 'n paar keer wanneer ons hierdie gedeelte lees, die woorde sien en die woorde hoor ook. Maar ek wil dit graag vir julle lees, ek wil vir julle die 14 verse van Jesegiel 37 lees. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is en terwyl ek dit doen hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk kom daar senings en vleis aan hulle en word daar vel bo oorgetrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet, mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Ek gaan nou vir ons verder lees die laaste paar verse wat eintlik die Here se verduideliking is van dit wat hier gebeur. Maar hier is dit amper asof die Here vir Jesegiel op 'n hoor en sien ervaring vat. Dis amper, ek weet nie wie van julle het al daai virtuele werklikheid brille opgesit wat jy so oor jou gesig trek nie. Maar dit moet iets soos dit wees wat Jesegiel beleef en ervaar het. En as ons hierdie verhaal wat vir ons, meeste van ons waarskynlik wel bekend is, lees, dan het 'n mens 'n prentjie in jou kop. Maar ek wil uitnooi om amper daai virtuele werklikheidsbrille op te sit en saam met Jesegiel te loop terwyl die Here hom rondom hierdie vlakte vat en hy wys hierdie bene vir hom.
Hy wys vir hom alles. Esegiel sien en Esegiel hoor dit wat die Here vir hom sê. En dan, wanneer hy begin profeteer en praat oor hierdie bene, dan beleef Esegiel hoe hierdie bene by mekaar kom. En ek weet nie of jy al ooit gehoor het in flieks of wat ook al waar bene op mekaar val of so nie, maar beleef jy nie daai sensoriese ervaring in wat Esegiel moes gehad het, totdat hierdie bene vleis het, en totdat hierdie bene weer 'n liggaam word. En dan is dit eers die tweede keer, wanneer Esegiel weer met hulle praat, dat hulle lewendig word. Een ding wat vir ons duidelik is uit hierdie gedeelte is, dat hierdie bene was dood. Esegiel sê, dat die bene was baie droog. En iets van hoe die Here net kom lewe inblaas in hierdie bene. Want hierdie gedeelte is geskryf vir Israel, wat in 'n baie moeilike tyd in ballingskap was. Daar was nie vir hulle toekoms gewees nie. En ek wil graag vir julle die tweede gedeelte, waar Jesus vir hulle verduidelik, nie Jesus nie, waar God vir hulle verduidelik, waar wat hierdie vir hulle beteken, wil ek graag met julle deel. Dis van vers 11 af. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. So 'n pragtige gedeelte van hoe die Here herstel bring, hoe die Here nuwe lewe inblaas in sy volk. En hy blaas nuwe lewe in sy volk, nie omdat hulle dit verdien nie, inteendeel. In die begin van die Esegiel kom ons agter, dat die volk in hierdie penarie is, juis as gevolg van, of deels as gevolg van hulle eie ongehoorsaamheid. Maar die Here kom herstel, die Here kom bewerkstellig nuwe groei, ten spyte van sy volk. En hy doen dit regtig waaruit liefde uit. Daar is 'n duidelike ooreenkoms tussen Esegiel en Jesus. As ons vandag hierdie gedeeltes lees, dan sien ons die ooreenkoms raak. Esegiel word in die 83 vertalings, wanneer die Here met hom praat, as mens vertaal. 'n ander vertaling sê dit mensekind. Die meer direkte vertaling is seun van God. Seun, nie seun van God, nie seun van die mens, is die meer direkte vertaling. En ons weet dat daar dele in die Bybel is waar Jesus as die seun van die mens genoem word. Jesus is die seun van die mens in die volle sin van die woord. Die woord van God, soos wat Johannes ook vir ons sê, heel in die begin. Esegiel profeteer ook in opdrag van die Here vir die bene, en hulle word heel en kry nuwe lewe. Dis 'n teken van herstel en van hoop vir die volk van Israel in 'n hopelose situasie. In vers 11 het ons gelees dat die volk sê, daar is geen meer hoop nie. Die direkte vertaling sê, ons is afgesny. Dit is amper asof jy kan dink aan 'n naalstring wat afgeknip is. Dit was hoe Israel gevoel het. Die parallel of die ooreenkoms tussen Jesus is dat Jesus aan die kruis gehang het ter wille van die mensdom. Wanneer Jesus die doderyk betree, voer hy die stryd teen die dood, sodat ons dit nie hoef te doen nie. En hy oorwin. Daar is nuwe lewe in Jesus. Jesus kondig 'n nuwe tydperk van sy nuwe wêreld aan, waar daar oorwinning oor die dood is. Esegiel kan ons amper sien as 'n prototipe of as 'n lusmaker vir dit wat Jesus sou kom doen en dit wat ons vandag in die besonder op fokus. Die opstanding wat Esegiel beleef is 'n metaforiese opstanding, 'n metaforiese opwekking met 'n belofte. Die Here verduidelik die opwekking van die bene deur te sê, hy gaan sy gees in Israel terugsit. En hy gaan sy asem of sy gees in sy mense inblaas, sodat hulle kan lewe en sodat hulle kan lewe in hulle land. En dan sê die Here hierdie kragtige woorde waarmee dit eindig. Hy sê, dan sal julle besef, ek is die Here,
Ek het dit gesê, ek sal dit doen. En hoe wonderlik is dit ook dat 'n mens hierdie gedeelte kan lees en kan weet dat hierdie belofte wat God gemaak het vir sy volk waar geword het, dat sy volk wel uit ballingskap uit teruggekeer het na die land wat hy vir hulle beloof het. Maar het is so belangrik om ook te besef dat die Here in die eerste plek eintlik op soek was na die hart van sy volk. Hy het 'n behoefte gehad dat hulle hom weer sou hoor en dat hulle hom weer sou sien vir wie hy waarlik is. Ons lees dit ook in die vorige hoofstuk van Jesegiel waar die Here sê dat hy weer vir sy volk 'n vleeshart wil gee. Hy wil die kliphart wat sy volk het, wil hy verwyder en hy wil vir hulle 'n vleeshart gee. Nadat hy dit gesê, dan sê hy, en dan sal julle in die land woon van julle voorvaders. Maar wat is die belangrikste? Wat kom eerste? Dat die Here 'n hartsverandering wil maak in sy mense. God is baie meer geïnteresseerd in ons harte en in ons karakter as enigiets anders. Natuurlik sal hy vir ons sorg. Natuurlik sal hy daar wees vir ons, selfs deur moeilike tye. Maar die Here weet dat wat ons nodig het, is ons het nodig om weer ons karakter te vorm volgens wie hy is. As ons terugkeer na Johannes toe, dan kan ons dalk vir mekaar sê, dat Maria dalk toe nie so erg mislei was, toe sy Jesus aangesien het as die tuinier nie. Want jy sien, dit is eintlik presies wie Jesus is. Hy is die een wat lewe skep. Hy is die een wat groei bewerk, en hy is die een wat lewe terugbring in iets wat dood is, en sy opstanding is die teken daarvan. Kan ek jou vir 'n oomblik terugneem na die skepingsverhaal toe? Die Bybel begin met 'n skepingsverhaal, maar Johannes begin ook met 'n verwysing na die skepping in Johannes 1. En in Johannes 1 lees ons op hierdie ongelooflike kreatiewe en wonderlike manier hoe Jesus eintlik betrek word by die skepping en hoe Johannes eintlik sê dat Jesus van die begin af deel was van God se perfekte raadsplan. Hoe wonderlik is dit om dit te weet. Dat dit was deel van die plan wat God vir die wêreld gehad het, van die begin van die skepping af. Toe God geskep het, het hy sy asem in ons ingeblaas. Dis wat hy gedoen het. Net soos met die beendere van Israel, waar God se asem in hierdie bene ingeblaas is, sodat hulle nuwe hoop en nuwe lewe kan kry. So ook met die opstanding van Jesus. Die opstandingsasem wat God gebruik het om vir Jesus uit die dood uit op te wek, is sodat die dood vir eens en vir altyd oorwin kan wees. As die Here vir Maria en vir Jesegiel uitnooi om te hoor en om te sien, dan is dit 'n uitnodiging tot 'n ontmoeting met homself. Dit gaan nie net oor inligting nie, ons het soveel kennis oor die woord, oor wie God is. Dit gaan oor ontmoeting. En dit is ook, baie belangrik, 'n uitnodiging tot gehoorsaamheid. Lukas 20 vers 38 in die boodskapvertaling sê hierdie pragtige woorde. Dit sê, God is mos nie die God van die dooies nie. Nee, hy is die God van die lewendes. Daarom wag daar vir almal wat nou vir hom leef 'n plek in sy nuwe wêreld, sy koninkryk. Die opstanding van Jesus en die opstandingskrag van God help ons op twee maniere. Dit laat ons spesifiek aan twee dinge dink. Die eerste ene is dat ons uitsien daarna en dat ons verwag dat ons God van aangesig tot aangesig sal sien. Ons het hierdie verwagting dat ons die Here sal sien, die dag wat ons ook doodgaan. En dit gee vir ons 'n bepaalde perspektief ook oor ons lewe op aarde. Dat ons nie so kranksinnig moet vasklou aan die lewe wat ons nou het. En dat ons so daarin sal vashou dat ons net niks sal verloor in hierdie lewe nie. Allermins, want ons besef dat hierdie lewe is maar so 'n klein deeltjie van dit wat God vir my en vir jou beplan het. Dit laat ons anders dink oor die dood. Daar's nie vrees by ons nie. Die tweede ding is dat ons ook sal besef dat ons nou kan leef as burgers van God se nuwe wêreld. Van God se nuwe wêreld. Hier op aarde leef ons met 'n ander ingesteldheid. Ons hoor en ons sien dinge wat mense sonder Jesus nie kan sien of verstaan nie. Ons besef ons aardse lewe maak net sin wanneer dit weggegee word. Soos wat Jesus sy lewe weggegee het en weer opgewek is, sodat daar vir ons lewe kan kom.
Jaco Strydom het die afgelope week artikel geskryf en verwys na 'n gedeelte in The Lord of the Rings, waar Frodo en Gandalf met mekaar praat. En hulle sê die volgende woorde: I wish it need not have happened in my life, said Frodo. So do I, said Gandalf, and so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Ek weet nie wat vir my of vir jou voorlê nie, maar een ding weet ek. Ons kan kies om te sien en te hoor wanneer die Here na ons toe uitreik. Vanoggend bied aan elkeen van ons die uitnodiging om weer te sien en weer te kan hoor. En my vraag vir myself, maar ook vir jou wat kyk en wat luister is: sien jy? Hoor jy? Sien en hoor jy werklik wie God is? En het jy God al toegelaat om jou kliphart vir hom te gee, sodat hy dit weer in 'n vleeshart, 'n sagte hart kan verander? Jy sien, die opstanding van Jesus herinner ons net weer eens eintlik aan die wonderlike krag van 'n nuwe lewe wat God kan bewerkstellig deur sy asem binne in my en in jou in te blaas. En my gebed vir jou is dat jy dit sal ontvang, dat jy dit sal neem, dat jy dit sal vat vir jouself. Of dit dalk miskien vir 'n eerste keer is, wat jy werklik waar iets besef en iets beleef van God se sorg, God se liefde vir jou, wat jy in Jesus raak sien. Of dalk is dit, sien jy dit op 'n ander manier. Dalk is hierdie uitnodiging om weer te sien, opnuut te sien wie God werklik is en die rol wat hy in jou lewe wil speel. Mag jy iets daarvan beleef in hierdie tyd wat vir jou voorlê, spesifiek op hierdie Paassondag, die een wat vir ons lewe gee deur sy asem in ons in te blaas, is die een wat nou ons hart wil hê. Die een wat ons ore en ons oë wil hê, sodat ons werklik sal sien en sal hoor wie hy is en wat dit vir ons beteken. Mag jy geseën wees deur te aanvaar dat die teenwoordigheid van die Here vir jou 'n realiteit is. Mag jy besef dat die opstandingskrag waarmee Jesus uit die dood uit opgewek is, leef binne in jou. En daarom leef jy met hoop en jy leef met 'n verwagting. Jy leef met 'n verwagting dat die Here saam met jou op pad is, dat hy nie met jou klaar is nie. Mag jy dit ook so beleef en ervaar in hierdie tyd. Kom ons bid. Here, ek dink ons fisiese brein is te klein om werklik die omvang te besef van wat die opstanding vir ons beteken. Maar Here, ons begryp tog iets daarvan, ons voel dit aan. En ons wil vir U dankie sê, Here, dat U hierdie lewe binne in elkeen van ons inblaas. Here Jesus, dankie dat U gehoorsaam was tot die dood toe. Want Here, omdat U gehoorsaam was tot die dood toe, kon U die dood ook oorwin. En dit het vir ons soveel belofte en soveel krag gegee. En ons loof U en ons prys U daarvoor. Here, ek wil bid vir ons huisgesinne, ek wil bid vir ons samelewing. Ek wil bid, Here, dat ons sal leef as mense wat die opstandingskrag van God binne in ons het. Here, mag ons 'n seën wees vir die gemeenskap waarin ons leef. Here, mag ons regtig waar mense dien. Here, mag ons iets van die lewe wat U vir ons nagelaat het, mag ons iets daarvan uitleef ook na die wêreld rondom ons. Here Jesus, ons is lief vir U. Ons wil U hoor en ons wil U sien vir wie U is. Mag dit so wees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek wil jou ook graag uitstuur met 'n seëngebed. Met 'n seën vir hierdie week wat vir jou voorlê. Mag jy regtig waar beleef hoe die Here sy asem binne in jou inblaas op 'n daaglikse basis. Mag jy sensitief wees vir dit wat hy vir jou wil wys, dit wat hy vir jou wil sê.
En mag die opstandingskrag van God wat binne in jou is, mag dit 'n tasbare verskil maak in jou lewe en in die lewe van die mense rondom jou. Die Here seën jou.